Weereens baie dankie vir die moeite wat u gemaak het om vandag hierdie diens saam met ons mee te maak. Ons skriflesing van vandag kom uit Efesiërs 1 verse 15 tot 23. Maar voor ons die woord van die Here gaan lees, laat ons bid. Here Jesus, u wat opgevaar het en nou oor hemel en aarde heers. Ons kom vanmiddag in nederigheid voor u sit. Dankie vir die voorreg om u woord oop te maak. Dankie dat u nie stil of ver is nie, maar dat u met ons praat, na ons toe kom en ons harte aanraak. Ons bid dat die Gees nou ons harte en gedagtes sal oopmaak, verlig ons oë soos Paulus gebid het, sodat ons kan sien watter hoop u roeping inhou, hoe ryk u erfenis vir ons is en hoe groot u krag is vir ons wat glo. Efesiërs 1 verse 15 tot 23. Paulus se gebed. En daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God wat ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar in sy heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Geliefdes, vanoggend is ons tema, of vanmiddag is ons tema, die koning wat bly, hy wat hier is. In gemeente van die Here Jesus Christus, met vandag sy hemelvaart, dink baie van ons aan hierdie Jesus, ons Vader, of die Seun van die Vader, wat weggegaan het. Ons hoor die woord hemelvaart en dan dink ons aan afstand. Ons dink aan die weggaan, aan die vertrek, aan afskeid. Maar hier in Efesiërs 1 wys daar iets vir ons anders. Hemelvaart is nie die fees van die Christus se afwesigheid nie. Dit is die fees van sy heerskappy, die fees van sy heerlikheid. En terselfdertyd is dit die fees nie van sy afwesigheid nie, maar van sy teenwoordigheid. Die een wat opgevaar het, het nie sy kerk hier agtergelaat nie. Hy het ons nie alleen hier gelos nie. Inteendeel, hy verbind hom dan nou nog dieper aan sy liggaam, ons wat sy kerk is. En dan bid Paulus vir die gemeente, nie dat hulle meer besig sal wees nie, nie dat hulle meer suksesvol in hierdie lewe sal wees nie, maar hy bid dat elkeen van ons se oë geestelik sal oopgaan. Efesiërs 1:18 sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet. En hier is dit so opvallend, want soms kan 'n mens oë het, oë wat sien en tog nie werklik sien wat voor jou is nie. Tog nie werklik sien hoe afwesig of aanwesig God in iemand anders se lewe is nie. Ons kan in die kerk sit en steeds blind wees vir wie Christus werklik in elkeen van ons is. Ons kan besig wees met al hierdie geloofsdinge, maar die wonder van die Here Jesus se Christus heeltemal miskyk. En daarom bid Paulus vandag vir ons, Here, laat hulle sien. En die hemelvaart gee vandag vir ons hoop. Het gee vir my hoop, want Paulus bid dat gelowiges dit so sal verstaan, watter hoop sy roeping inhou. So die wêreld rondom ons leef dikwels sonder hoop. Mense, ons leef vir meer geld, ons leef vir veiligheid,
Ons leef dat daar 'n beter politieke party aan die wind sal kom, dat ons 'n beter lewe kan hê. Ons bid en ons hoop op gesondheid, dat hierdie ongeneeslike siekte sal weggaan, en ons bid ook vir stabiliteit. Maar alles op hierdie aarde, dit skud van die goddeloosheid. Maar Hemelvaart herinner ons vandag, ons sit nie in 'n wêreld se troonsale nie. Ons hoop sit aan die regterhand van God. Jesus Christus regeer. En hy regeer nie eendag nie, hy regeer nou. Hy regeer gister en hy regeer weer môre. En daarom moet die kerk, wie ons is, ons moet anders leef. Nie net eendag nie, maar nou. Ons leef nie vanuit hierdie vrees van hierdie wêreld nie. Ons leef vanuit hoop. Die opgestaane Here Jesus Christus, hy het die dood oorwin. En daarom leef ons anders. En selfs wanneer die wêreld donker raak, selfs wanneer ons moedeloos raak, selfs wanneer ons nie verstaan nie, want die opgestaane Christus, julle sit op die troon. Dit is die krag wat die Here Jesus agtergelaat het vir ons, wat nou tans in ons woon, wie die Heilige Gees is. So Hemelvaart openbaar dan nou vandag vir ons hierdie geweldige krag van die Here Jesus Christus. En Paulus praat van hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo, in ek, in u. En dan sê hy, dan is dit dieselfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood opgewek het. Daardie krag leef vandag in ons. So Hemelvaart van Christus, dit begin by die opstanding van die Here Jesus Christus. Die dood kon hom nie hou nie. Die graf kon hom nie keer nie. Die magte van sonde kon hom nie oorwin nie. En nou sê Paulus, daarom, daardie selfde krag werk ook in ek en u, vandag, môre, totdat die Here Jesus Christus weer sal kom. Geliefdes, ons onderskat dikwels wat God in sy kerk doen. En as ek praat van dit wat hy doen in sy kerk, dan praat ek van dit wat hy doen in ek en u. Ons onderskat daardie krag. Ons kyk onsself en ons sien hierdie swak persoon. Ons sien hierdie klein getalle wat vandag in ons kerk sit. Ons sien hierdie 'n beperkte vermoë wat elkeen van ons het. En ons sien ons gebrokenheid. Maar wat sien God vandag? God sien die liggaam van Christus. Want wat God op aarde sien, dis sy seun se krag, sy gees wat in ons woon vandag. Die plek waar sy gees woon, ons liggame. Die mense deur wie hy steeds werk. Geliefdes, Hemelvaart sê, Christus regeer nie op 'n afstand nie. Hy regeer nie vanuit die hemel uit nie. Hy werk deur die Gees wat in elkeen van ek en u vandag is. So Hemelvaart maak die kerk die liggaam van Christus. En hier kom Paulus by die hart van die gedeelte van ons kernteks. Die kerk is sy liggaam. As ek moet dink aan dat die Here Jesus Christus in my liggaam bly, ja, ek kan net myself indink, hoe moet die Here rondval in hierdie liggaam, deur al hierdie dinge wat in my kop aangaan. En dit is ongelooflik. Die verewige Christus, die een bo alle magte en gesag, verbind hom direk aan ons wat gewone mense is, aan sy kerk. En nie omdat ons volmaak is nie, nie omdat ons alles reg doen nie, maar hy doen dit vir elkeen van ons vanuit genade. So die kerk is nie bloot hierdie business, hierdie organisasie, nee, die kerk is ook nie net hierdie eenvoudige tradisie nie. Die kerk is ook nie hierdie gebou nie. Die kerk is die liggaam van Christus. Baie kere kom ek in hierdie gebou, ek spandeer, ek wil amper sê 80% van my tyd binne in hierdie gebou. En dan sien ek mense om hulle soms te pastoraat en te beraad, en dan bid ek, dan weet ek nie altyd wat om te bid nie, en dan is amper asof my geestesoog hierdie gebou so sien, en ek, almal wat al hier in hierdie gebou gebid het, hier's iewers is hier 'n gebed vir hierdie persoon wat vandag hier voor my sit.
Dit is die simboliek wat die kerkgebou vir my het. Maar Jesus kom en hy sê, nie hierdie gebou nie, maar ek en u. Dit beteken waar die kerk liefhet, waar ek en u liefhet, word Christus sigbaar. Waar die kerk, ek en u dien, daar word Jesus sigbaar. Waar die kerk vergewe wie ons is, daar word Here Jesus Christus gesien. Daar waar die kerk hoop bring, wie ons is, daar word Christus sigbaar. So gemeente, geliefdes, vandag hemelvaart beteken dis nie dat Jesus weggegaan het nie. Jesus regeer en sy liggaam leef steeds elke dag in ek en u. Daarom leef ons anders. Efesiërs vra altyd hierdie twee vrae: wie is ons in Christus? En hoe leef ons dit uit? Paulus begin by die identiteit. Hy sê, julle behoort aan Christus. Julle hoof, wie Jesus is, sit aan die regterhand van God. En julle is deel van sy liggaam. Hoe profound klink dit nie, dat ons deel is van die Here Jesus Christus se liggaam. En dis daarom dat ons moet anders leef. Ons leef nie, wanneer Jesus binne ons self is, dan leef ons nie vir ons self nie. Ons praat nie hierdie ektaal nie. Ons dra mekaar. Ons bid vir mekaar. En ons leef soos mense wat hoop het. En vandag kom Paulus en hy begin met hierdie boodskap van dankbaarheid vir geloof en vir liefde. Hy sê ware geloof word sigbaar in liefde wat die kerk is vir mekaar het. So Hemelvaart roep die kerk, dis nie tot hierdie passiewe tyd nie, maar dat hy roep ons tot hierdie uitblakering van dat God het opgestaan. Jesus leef, hy leef vandag in ek en u. En dit is hoekom ons kan nie vandag so stil wees. As ons vandag hier uitgaan uit hierdie kerk uit, dan moet ons sê, die Here het opgestaan. Julle, ek wil afsluit en sê, vandag vier ons nie die afwesige Christus nie. Ons vier die koning wat regeer. Ons vier die hoof van die kerk en die een wat bo alle magte verhewe is, maar ook die een wat deur sy gees naby ons bly. En daarom bid Paulus, Here, maak hulle oë oop. En mag God ook dan vandag ons geestesoog oopmaak, sodat ons kan sien, ons het hoop, ons het 'n erfdeel, ons leef deur opstandingskrag en ons behoort aan Jesus Christus, die Here van hemel en aarde. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus Christus, ek kan nie dit uitbasyn of meer uitbasyn, hoe wonderlik, hoe kragtig, hoe majesteit, hoe is dit dat 'n koning gekom het vanuit sy heerskappy om vir hierdie sondige mens te kom sterf, nie, Here Jesus Christus. En daarom kom ek, Here, en ek dra hierdie gemeente op en ek vra vir U en ek sê vir U, baie dankie, Vader. Dankie dat U gesterf het vir ons. Maar Here, voordat U gesterf het vir ons, het U ook vir ons gewys hoe ons moet wandel en loop op hierdie aarde. En dan daardie groot gebod, Here Jesus Christus, dat ons moet lief hê met alles in ons, Here. Ons moet vergewe met alles wat in ons is vandag, Here Jesus Christus. Toe U opgevaar het, Here, het U vir ons 'n leermeester, 'n trooster, 'n companion gegee wat vir ons lewe lank met ons sal wees, Here Jesus Christus. En dankie daarvoor dat U nou binne in ons elkeen leef, Here. En mag dit so wees dat elkeen van ons daardie liefde en daardie geesgesindheid van U sal uitstraal in hierdie lewe. In Jesus naam. Amen.